Goeienaand kosbares. Baie welkom weer by 'n donderdag boodskap hier by die huis van wonderwerke. Glo dit gaan met elkeen van julle wat er goed met julle ons week en 'n dag gehad. Dis 'n voorreg om weer met julle te kan praat. En vanaand kom ek met 'n gedagte. As God jou rigting verander. Soveel keer in die Bybel lees ons hoe dat God mense se rigting verander. En dit wat hulle gedoen het, en dit wie hulle is. Net soos ek en jy vandag. Ek en jy word gebore as ons die ryk familie of oupa het, wat ons erfplaas by kry of 'n pa met 'n besigheid het. Dan is ek en jy verplig om in 'n rigting in te gaan. 19 keer teken het ons op skool toe, ons vir die universiteit toe, en daarof verder gaan swat. Party van ons het 'n vakleerlingskap geloop, soos ek. En ja, dan later van tyd besigheid begin. En so kom daar hierdie rigting waarin ek en jy in jaag, elke dag. En op die oomblik is dit hoe ek en jy dink. Dit is hoe ons geleer het. Dit is hoe ons functioneer. Dit is hoe ons drome vir ons kinders ook daar gaan kom. En skielik kom ek en jy op 'n dag en iets gebeur. Net eendag. Soos in die geval van Moses. Moses word in die koningspaleis groot. Hy het alles wat hy wil hê. Rykdom. Hy hoef nie te werk nie. Hy het geleerdheid. En een dag maak hy groot wat. En slaan iemand dood. Sy rigting verander totaal van 'n koning na 'n vlugteling. Van 'n vlugteling na 'n herder. Hy pas kleinvee op. Skielik nog. Op die berg hoor gebeur hierdie skielike ding. Bos is aan die brand en dan kom 'n stem uit die bos uit. Eksodus 3 vers 5 en ek wil dit vir jou lees. Hy sê, en uit die brandende bos kom 'n stem en hy sê, moenie nader kom nie, Moses. Trek jou skoene van jou voete af. Aan die plek waarop jy staan is heilig. En skielik kom hierdie herder op 'n plek waar God hom in 'n ander rigting stuur. Sê in vers 10, jy moet my volk gaan lei. Ek dink, as ek aan dit dink, dan dink ek aan Petrus en Andreas. Petrus en Andreas, dink ek ook het hierdie vissery besigheid geërf. En ek dink ook vir hulle was dit iets wat hulle wou nalaat, ook vir hulle kinders, om eendag te hê. En sekerlik was hulle goed, want hulle het vir hulle families gesorg in die vissery. Maar skielik, eendag, stap daar 'n man verby. En dit is vir my so exciting as ons dit lees. Hy sê Matteus 4 vers 9. En hy, dis Jesus, sê vir hulle, dan hy hulle nou nie nette uitgooi. Hy sê, boys, waar gaan jy? Kom agter my aan. En ek sal julle vissers van mense maak. En skielik in vers 20 verander God en die man is rigting. Oef! En het die net al en het hom gevolg. Jy sien, as ek dit dink, maar dan was beslis een van hierdie rigtingwysers wat vir my die grootste in die Bybel was. En dit lees ons in Handelinge 9 vanaf vers 4. En hierdie het God hierdie man vra.
en hy val op die grond en hy hoor 'n stem wat sê, Saul, waarom vervolg jy my? En Saul sê, wie is hy, Here? En die Here antwoord, ek is Jesus wat jy vervolg. Jy sien, ook hy het gedink, hy is op die regte pad. En skielik kom God en hy aan Saul se rigting, en Paulus rigting. Jy sien, dan is baie beginne wat ek en jy self kies. En wat ons betref, is ons reg tot skielik eendag daai weerligstraal in die lig uitkom. En hierdie blindheid wat oor ons is, kom verander in insig. En Paulus word so verhelder met hierdie insig. Die tweede helfte, of meer as die helfte, van die Nuwe Testament geskryf deur Jesus, deur God se leiding. En skielik word hierdie jagter 'n prooi. En ja, wat ons mens, hierdie vervolger Saulus, word die verkondiger van die evangelie. Net so kan ek en jy, hier soveel van ons vandag, wat kan getuig, omdat God jou en my rigting in 'n oogwink verander. Van my, van 'n wêreldse verhoog na 'n kansel. Iemand wat die wêreld besing het en die wêreld gevolg het. En skielik word hierdie jongman op my rype ouderdom, word ek ook 'n verkondiger van Jesus se woord. En hierdie blindheid wat ek gehad, was geslaan met die weerlig van die hemel. So, vir jou en vir my, wat wonder oor ons families, oor ons kinders wat bekeer afdwaal, oor ons naaste, oor ons land, oor ons gemeentes, oor ons vriende. En ek sê, wanneer ek en jy onhartig gebed, kan ek en jy op God se belofte staan, dat hy is die God van die onmoontlike. En hy kan enige iemand in 'n oogwink verander. Soos Moses, soos Petrus, Andreas, soos Saulus, Paulus, soos pastoor ook, soos vir jou, elkeen van ons, wat vandag bemoei en belas is. Weet, daar is hoop. Die hoop in die almagtige Vader van die onmoontlike. Al wat ek en jy moet doen, is om te volhard in gebed. Kom ons bid saam. Maar Vader, baie dankie vir hierdie kort boodskap. My gebed vanaand is, Here, dat as daar nog mense is wat by die blindheid geslaan is, Here, die veerligstraal van insig, van die heerlikheid, van die almagtige krag en hulle ook sal openbaar word, sodat ons getuienis van die heerlikheid sal word daar buite. In Jesus se kosbare naam. Amen. Tot ons mekaar weer sien. Shalom.